Sabine nou hier voor was, toe sê sy, wat is daai ding wat pastoor altyd sê? Amen. En ons het 'n klomp sulke sê goedjies, motto's. Amen. En hoekom hou ons van sulke goed? Want dit vir 'n kort oomblik gee dit vir ons 'n purpose. Amen. Paar jaar terug was dit daai woordjie, wat noem hulle? YOLO, you only live once. Die go-getters love daai. Van dit dryf hulle. Amen. Amen. Ons het goed soos FOMO, fear of missing out. Amen. Jare terug het hy bandjies gekoop wat sê WWJD. What would Jesus do? Wie van julle onthou dit? Wie van julle het so 'n bandjie gehad? Wie het nog steeds so een? Wie van julle glo dit? Wie van julle leef dit? En ons het hierdie sê goedjies wat ons motiveer of wat ons balans bring of wat ons dryf. Hoekom? Want ons wil sekere goed in die lewe bereik. Amen. Ons wil op sekere plekke in die lewe kom. Almal het 'n begeerte of 'n droom. Amen. As jy jonger word, toe jy klein was, ek onthou toe ek klein was die groot ding, yes, ek wil net ouer word, want dan hoef ek nie 9 uur te gaan slaap nie. Dan kan ek doen wat ek wil, amen. Nou dat ek ouer is, wil ek graag 9 uur gaan slaap. Ek weet, dit is dalk nie julle nie, amen. Voor dit, ja, van julle is al vroeër dit. Jy is mos saam met die hoenders. As hy hoenders 'n kop dip, dan dip joune. En wat so belangrik is ons het hierdie sê goedjies, ons het hierdie goed wat ons kwytraak, want hoekom? Dit help ons die lewe verstaan. Dit help dat die lewe sin maak. Dis hoekom ons hou van verse soos Jeremia 29:11, wat die skrif sê, I know the plans that I have for you. Dit sê vir ons land, daar's hoop, daar's 'n plan, daar's 'n doel, daar's 'n antwoord, en ons almal streef daarna, amen. Ons almal wil meer bereik in die lewe. Amen. Ons almal het hobbies, ons almal het drome. Hoe ouer jy word, hoe meer verander dit. Want dit wat belangrik is in die lewe verander. As jy jonk is, dan gaan dit oor wat hierdie wêreld alles vir jou kan bied. Jy soek die karre, die geld, die huise, al daai goeders. Want hoekom? Dit add value in die gemeenskap waarin jy bly. As jy die regte horlosie het, of daai skerppunt skoene, van ons het sulke jeans aan, die jeans is stywer as daai skoene, ek weet nie hoe kry hulle dit aan nie. Ek het een ding geleer, daai skerppunt skoen is net goed vir een ding, is om 'n kakkerlak in 'n hoek dood te skom. Hy kan daar inkom. Maar ons wil sekere images handhaaf. Want as jy jonk is image belangrik. Jy moet die regte karre, jy moet die regte vriendekring hê. Amen. Die regte mense in jou lewe hê, want dan is jy belangrik. As jy met hierdie ouens vriende is, dan is jy nie ingeroep nie. Die probleem is, dit word al hoe jonger. Dis in die laerskole. Hoe ouer jy word, hoe meer verander dit, hoe meer besef jy, ek soek net vrede. Ek soek net stilte. Ek soek die mense in my lewe wat nie my stilte en my vrede omkrap nie. I mean, jy kom agter dat die waarde van tyd is belangriker as die waarde van gee. En so word ons geleer, of so leer die lewe ons, wat is belangrik in elke seisoen van ons lewe. Vir party is familie, hulle alles. Ander worry nie oor familie nie, want hulle het nie familie vas groot geword nie. Vir party is hulle werk, hulle alles, want toe jy op die stikkendste plek van jou lewe was, of die eensaamste plek van jou lewe was, jou werk daar. En dit is hoe die lewe met ons maak. Die lewe vorm ons binne in die situasies waardeur ons gaan. En Jesus het ook so 'n sêding gehad. Maar sy sêding is vir my en jou onsaglike challenge. Sy sêding is die een waarmee ek en jy die hardste op amen, maar die meeste mee sukkel.
Sy sê ding gaan so. But seek first of all the kingdom of God and his righteousness. Soek eers die koninkryk van God. Wie van julle weet dis nie maklik nie? Dis maklik om te sê ek gaan Sondag kerk toe. Wat van die ander 6 dae van die week? Wat van op 'n Sondag net 24 ure, net die 2 ure van kerk nie? Amen. Een van die dae gaan ons met aanddienste begin waar die young adults gaan dryf. Dan dink ek, dis nou die ideale geleentheid vir my om van die oggend tot die aand te preek. Gee ek net oor vir hulle. Amen. Yes, ek sal dit like. Imagine ons begin 9 uur en 6 uur, dan gee ek die mic oor soos 'n aflosstokkie. Ons sê ek gaan verder. Soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. En weet jy hoekom sukkel ons met soek eers die koninkryk van God? Want ons weet nie wat lê aan die ander kant van dit vir ons nie. Want ons sal enige iets najag as ons weet wat is die reward vir ons. Jy sal lang ure werk want jy soek oortyd. Jy wil van job tot job spring want jy soek die een wat die beste voordele, die grootste salaris. Amen. Ons kies ons vriende so. Ons kies ons familie so. Jy kies jou vrou want sy moet 'n sekere karakter hê. Jy moet hou van hoe sy lag. Ek het nou die dag gesien so 'n video van mense wat snaaks lag. En daai een vrou klink soos 'n DKW op 'n koue oggend. As jy my vrou is en so lag, gaan ek jou heeltyd maak lag. Want kan jy imagine, sy moet lag en ek is die verkeerde vriend om te hê as jou vrou so lag. Sien, ek let goed op. Ek het vriende soos Joggie. Sy minste favorite klank is sien, daar sak hy kop klaar. Jy maak so en hy proom. Wat dit amazing maak is dan ons leer mekaar so ken as gevolg van tyd wat ons saam spandeer. Iemand sê nou die dag vir my, ja maar, as God my nie in die hemel toelaat nie, dan is God 'n sondaar. Hy sê, want ek is 'n goeie mens, ek doen ook goeie goed. Hoekom moet ek in Jesus glo om in die hemel te kom? Want ek is 'n goeie mens. En natuurlik, julle ken my tipe respons. Jy's reg. Nee. Ek is soos in, gaan jy toelaat dat iemand wat jy nie ken nie, by jou huis klop en sê, ek trek nou in, jy ken my nie, maar ek is ten minste 'n goeie mens. Gaan jy iemand vreemds net toelaat, om in jou huis in te trek en te kom bly? Van julle wil nie eers die mense wat jy ken daar laat bly nie, jou skoonma, julle doen daarom iets reg, Chris. Was hy aan haar woonstel daar agter. Julle steek haar weg. En ek sê vir die persoon is like, God laat mense toe wie hy ken. Jy kan hoe goed wees volgens ander mense, as ek jou nie persoonlik ken nie, het jy nie vrye toegang in my lewe nie. Jy het nie vrye toegang in my huis nie. Jy kan nie net kom en gaan soos jy wil nie. Sien, die lewe leer ons maar, kom ons blameer God daarvoor. Want om God eerste te soek, is vir ons 'n challenge, want hoekom? Ons wil eerste wees in ons eie lewe. Jy wil die belangrikste persoon wees in jou lewe.
Jy wil die belangrikste persoon wees in jou werksplek. Jy wil die beste werker wees, jy wil die beste ou op skool of universiteit wees, jy wil die beste baadjie, jy wil die vinnigste 'n dop kan down, jy wil al hierdie goed kan doen, ons wil die beste wees, want hoekom? Deur die beste te wees, dan voel ons is special. Amen? Want ons almal ken iemand vir wie ons kan vingerwys en sê, jy's maar daai ou, of daai girl. Amen? Jare terug toe ek 'n student was, as 'n girl so los was soos 'n tuinhekkie, dan was sy special. Vandag kry hulle jammer en bid vir hulle. Amen. As 'n oue bottel brandewyn kon down, en van julle het ek al gesien, maak hy ding oop, trap die prot down om, jy hoef met niemand te share nie. Jy gedink, joh, hy's huister. Amen. Ek het so lanklaas gedrink, ek moet nou net daai proppie wat jy getrap het, ryk aan kappe kom. Dis van julle, ek weet jy het gister gebraai, ek het jou al geryk inkom by die hek, so sensitief is my neus vir daai brandewyn van jou. Soek eers die koninkryk van God. Ons dink God wil inmeng met ons posisie in die lewe. Maar ons verstaan hierdie vers verkeerd. The Amplified sê, but first seek, aim at, and strive after, first of all, His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right. And then all these things taken together will be given to you. En ek besef iets, terwyl ek voorberei in hierdie hele God first ding, om God eerste te plaas, want hierdie jaar is ons tema in hierdie kerk is put God first. En ek is Here, maar U is eerste, U is die grootste, U is die almagtigste. Why? Hoekom moet ek U daar plaas as U reeds daar is? Hoekom moet ek U daar sit as U reeds daar is? U sla die koning van die konings. U sla die Here van die Here. U sla almagtige God. En hierdie tweede deel van hierdie vers gryp my en hy sê, and then all these things taken together will be given to you. Vers 34 sê, so do not worry or be anxious about tomorrow. En ek besef, hoekom sit ek God eerste? Sodat hy my kan elevate. Sien, jy het nodig en ek het nodig om 'n plek te wees in ons lewe waar God se voorsiening nie moeite is nie. Waar God se voorsiening nie werk is nie. Waar God se teenwoordigheid nie 'n moment is nie. Ons het moments met God, want God is nie eerste nie. Wie van julle het al op 'n plek gekom waar jy goed gedoen het, en dan na die tyd besef jy, as dit nie uitwerk nie, eers dalk moes ek eers gebid het daaroor. Enigiemand? Dit beteken God is nie eerste nie. Amen. Jy wil dalk 'n nuwe besigheid begin, jy wil dalk 'n nuwe werk begin, jy wil dalk iets nuut begin in jou lewe, jy wil dalk 'n bevordering hê, jy wil dalk 'n nuwe hobby hê, jy wil dalk iets begin, jy wil dalk, waar's Dirk, sy nuwe hobby, sy is worship. Ek las dit ook vanoggend oor. Sy seun sê vir die ander kinders, my pa het 'n nuwe hobby, worship. Beste hobby, Dirk, beste hobby. En ek besef dat wanneer ek en jy op daai plek is, wanneer ons op daai plek is waar ons God begin eerste stel, begin alles uitwerk vir ons. En dis wat aan die Albin nou gesê het, ons sal self. Die oomblik wanneer ek en jy self iets probeer oplos, werk dit nooit ten goeie daarmee nie. Die oomblik wanneer ons self probeer regkom, wanneer ons self probeer stop, wanneer ons self probeer verander, werk niks uit nie. Amen. In Spreuke, sê bietjie Spreuke. Jy van julle weet waar Spreuke nie is in jou Bybel. Net na Psalms.
In Spreuke 3 is hierdie amazing vers. En ek besef, ou Salomo wat hulle sê was die slimste man, hy het al hierdie konsep van God eerste verstaan. Bo almal. Amen. In Spreuke 3, Proverbs 3, vers 5 sê hy die volgende: lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Hy sê hierso, Salomo sê, hy sê lean on, rely on. Met ander woorde, lean on beteken, jy's geneig om in daai rigting te gaan. Hy sê met jou hele hart en mind op God. Moenie staat maak op jou eie opinies en sieninge nie. Moenie staat maak op jou eie vermoë nie. Hoekom nie? Die volgende vers, is die antwoord. In all your ways know, recognize and acknowledge him, and he will direct and make straight and plain your paths. Wanneer God eerste is, sal jou goed uitwerk. Wanneer God eerste is, sal dinge in plek val. Wanneer God eerste is, sal jou bediening weer groei. Wanneer God eerste is, sal jou huwelik regkom. Wanneer God eerste is, sal jou besigheid floreer. Wanneer God eerste is, sal jou kinders nie meer rebels raak nie. Wanneer God eerste is, sal in jou lewe sal daar verandering kom. Daar sal vernuwing kom. Goed wat jy nog altyd gesmag het, maar nooit kon change nie, kan slegs gebeur wanneer God eerste kom. Die probleem met God eerste is, dit verwyder baie keer mense. Want nie almal in jou lewe wil God eerste hê nie. Baie mense is happy om eerste te wees. En dis die ding wat die Here met my oor hierdie jaar praat, eergisteraan. Dalk het van julle vir my gebid, ek weet nie, maar ek weet julle slaap daai tyd, so dit was nie een van julle nie. En 2 uur die oggend lê ek en ek praat met die Here oor restoring God first principle in my eie huis, my eie lewe, my eie huwelik, my eie kinders, my eie kleinkinders, ons kerk, ons bediening, ons gemeenskap hier, die gemeenskap waar jy is. Wanneer ek vir jou bid, dat die Here jou gebruik daar waar jy elke dag beweeg. En ek besef is, as ons nie God eerste stel nie, kan ons met elke plannetjie, idee, droom kom, wat jy dink die regte ding is, dit gaan nie uitwerk. Want op die einde van die dag gaan God doen wat hy wil doen. God gaan doen wat hy weet jy het nodig. God gaan doen wat hy weet is reg. En ek besef, hoeveel van ons stel werklik God altyd eerste? As jy in jou kar sit voor jy ry, dis eintlik so maklik om te sê, Here beskerm my op die pad. Dis om God eerste te stel. Amen. Ietsie klein. Here, ek sê môre, wie van julle begin môre werk? Word pastoor, werk jy elke dag. Amen. As jy môreoggend opstaan, te sê, Here, dankie vir my werk. Dankie dat ek kan werk toe gaan. Dankie dat ek 'n werk het. Dis om God eerste te stel. Here, ons kom by die werk en ek weet nie wat lê in 2026 voor nie. Maar ek wil hierdie jaar vir u gee. Laat al die mense wat my pad kruis, kollegas en kliënte, ervaar God is eerste hierso. Dat as iets goed gaan, voordat ek sal sê, Jesus, dis awesome, dat ek sal sê, prys die Here. Kan ek God eerste stel. Ek spot altyd, julle weet ek spot, ek sê, wie bid vir jou vrou se kos voor ete, maar nie vir die paai by die garage nie. Is dit net jou vrou se kos wat jy nie vertrou nie? Maar bid vir die paai by die garage, stel God eerste. Sê vir hom dankie dat jy kan brandstof ingooi. Ek het gehoor die diesel gaan so baie af Woensdag. Ja, met soos met 'n R30 omtrent, R40. Dit maak 'n verskil. Ja, is net R60, dis net R80 op my kar. R80, R80. Amen.
Bianca het so mooi gesê, is R60 waarop ek nie hoef teks te betaal nie. Salomo kom en hy sê, leer om God in alles te ken, want dan sal hy jou paaie gelyk maak. Why do we have crooked ways? Want ons ken hom nie in alles nie. Die hoofrede hoekom ons nie God in alles ken nie, as gevolg van die God van hierdie wêreld, vrees. Maar dog jy gaan sê geld. Vrees het meer kinders van God magteloos as die aanbidding van geld. Vrees. En ons sit in 'n samelewing van Christene wat in vrees lewe, want God is nie eerste nie. Iemand sê nou die dag vir my, julle bly nou op die plot, is jy nie bang, hulle gaan jou doodmaak nie? Ek sê wel, hulle kan my in die mall doodskiet. Ek kan in 'n ongeluk wees somewhere. Weerlig van gisteraan kan my raakslaan. When it's your time, it's your time. Hoe dit is, weet ons nie. Die vraag is God genoeg in my lewe eerste, laat maak nie saak wanneer dit gebeur nie, ek kom face to face gaan sien. En hy gaan sê, welkom my kind. Of gaan hy 'n traan pik en sy hart breek en sê, sorry, ek ken jou nie. Dis die vraag wat ons moet concern. Nie die vrees. Maar wat as ek nie hierdie maand my kar kan betaal nie, dan gaan die bank my kar terugvat. Pastoor, nie weet ek het hard gewerk, ek het 5 karre, ek kan nie laat die bank een terugvat nie. Die gevaarlikste gebed wat jy kan nog bid, het ek 3 jaar terug begin. Help my om minimalisties te wees. God will strip you of all the things you thought was nice, to show you what's valuable. Want nice en valuable is nie dieselfde ding nie. Want ek glo, hoe nader ons aan die eindtyd kom, hoe meer gaan ons leer om met minder klaar te kom. Want as 'n Christen gaan jy sukkel om staande te bly as jy nie God eerste stel nie. So ruk terug praat ek met twee manne en hulle is albei in dieselfde bedryf. Kompetisie vir mekaar. En ons gesels en ek sê, as jy wil hê ek moet vir jou bid, wat wil jy moet ek vir jou bid en wat wil jy moet ek vir jou bid? En albei is, laat my besigheid geseënd kan wees. En ek is like, dis 'n tough koekie. Want hulle is kompetisie, Here, wat een gaan jy nou seën? Amen. En dis waar die Here met my begin praat het oor God first. As God eerste is in albei se lewe, sal albei se besighede uitwerk. Want God kan dit doen. Daar's nie kompetisie in die koninkryk nie, want daar's te min mense. Ons sien mense as kompetisie, want hoekom? Ons waarde word bepaal deur besittings en nie deur waarheid nie. God wil hê jy moet nice goed hê. Hy wil nie hê nice goed moet jou besit nie. Amen. En ek glo wat Salomo hier sê, want weet nie wie van julle ken Salomo se storie nie. God het vir hom gevra, wat wil jy hê? Wat wil jy hê? En hy sê, gee vir my wysheid. En die Here sê, omdat jy wysheid soek, gee ek vir jou voorsiening, ek gee vir jou al die ander goed saam. En eintlik is dit die enigste ware wy na alles wat jy soek, is wysheid. En nie net wysheid uit ervaring nie, divine wisdom, God se wysheid. Maar hoe kan ek God se wysheid hê? Die Heilige Gees, een van die gawes, is wysheid.
Die Heilige Gees is my en jou connection met wysheid. 2026, die Hebreëse jaar 5786, 6, die getal of die numeriese letter, Hebreëse letter, Vav. Wat beteken dit? Divine connection. Hierdie is die jaar wat God hemel en aarde gaan connect in jou lewe. As hy eerste is. Ek sal nog preek oor daai hele 5786, want is amazing waarmee God hierdie jaar in jou lewe gaan doen. Wie van julle het al van September af ervaar, everything changed in your life? September het jou aanvalle meer geword. Ek weet van julle het September, letterlik as jy nou sit vir 'n oomblik en ding, van September af all hell broke loose. Weet jy hoekom? Want September was die Hebreëse nuwe jaar, nie 1 Januarie. Die kalender waar volgens Jesus geleef het, dit 1 September begin. Jaar 5786. En deel van die 5, 7 en die 8 is deel van die challenges wat ek en jy van September af gevaar het. God is besig om ons harte te suiwer, om te kyk of hy eerste is. Hy gaan mense uithaal. Hy gaan werk by jou wegvat, wat nooit sy plan was nie, maar jy het dit gevat, want jy het gedink jy het dit nodig. Hy gaan jou besigheid verander, na die regte een toe. Wie van julle het al alles onder die son getraai en niks het uitgewerk, wat besigheid aanbetref? Jy het letterlik al alles probeer. Die Here sê, hierdie jaar gaan jy die regte een kry. Hierdie jaar gaan jy die regte een kry. Volgende naweek gaan ons 'n lekker diens hê met Henno en Amelia. En ek het met haar gesels en vir haar gesê, Amelia, kan ek en jy 1 stage 2 mics van? Ons gaan 'n profetiese perspektief Sondag hê. Ons gaan 'n oorsig doen oor 2025 en dan 'n vooruitsig en 'n insig vir 2026. Wat sê die Here vir die kerk van God? Profeties. Hoekom? Want ek en jy het nodig om te weet waarmee is God besig, wat ons nie uitmis nie. En as God nie eerste in jou lewe hierdie jaar is nie, gaan jy op die kantlyn staan en jaloers word op ander mense se blessings en hulle voorsiening en hulle gesondheid en hulle vrede en hulle rustigheid en hulle kalmte, omdat jy die hand van God op hulle lewe sien en jy gaan jaloers wees en jy gaan jaloesie, kom ek sê mooi hierdie woorde baie mooi. Here help my. Jaloesie is die masker van vrees. Hoekom is ons jaloers op ander mense? Ons het nie wat hulle het nie. Wat maak dit? Dit maak jou bang. Want wat begin jy? Wat moet ek anders doen? Wat moet verander? Dalk sit my skuld en die vyand begin al hierdie aanklagtes op jou gooi en vrees vat jy. Die grootste leuen wat die vyand oor jou bring, is die vrees van ewige lewe. Want Romeine 8 sê, God se gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. 'n Ware kind van God, moenie huiwer oor die ewigheid nie. Moet vrede hê. Want as jy in die regte verhouding met God staan, is jy nie bang om dood te gaan nie. Jy's excited. Sien, 'n ware kind van God is nie hartseer as hulle doodgaan nie. Dis ons wat agterbly wat suffer. Want hulle is in die teenwoordigheid van God. Maar dit is so amazing om te besef dat waaroor gaan Matteus sê, soek eers die koninkryk van God. Dit gaan dat God jou op 'n plek kan kry waar die koninkryk in jou lewe alles doen wat die koninkryk kan doen. Sonder moeite. Want hy sê al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat beteken bygevoeg? Hoe hard het jy gewerk?
Hoe hard moet jy werk om iets by te voeg? Wat beteken byvoeg? Hierso. As jy vir 'n job interview gaan, en jy vra wat is die salaris, dan sê hulle vir jou R10,000 'n maand. Maar, ons gee vir jou medies, ons gee vir jou car allowance, ons gee vir jou 'n petrolkaart, en ons gee vir jou tyd van die huis af weg. En baie mense is dadelik bly. Ander is like, my hond gaan swaar kry, my kat gaan sukkel. Hoor wat sê 1 Petrus 5. Ek gaan met 1 Petrus 5 afsluit. Al my 50 verse vir julle gee nie, hulle gaan swaar kry. Amen. 1 Petrus 5 vers 6 sê die volgende. Hy sê, therefore humble yourselves, demote, lower yourselves in your own estimation, under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. Sien, is die oomblik wanneer ek en jy minder impressed met onsself is, hoe meer kan God vir ons wys, hoe goed wil hy vir ons wees. Sien, ons het baie maal 'n oorskatting van hoe goed ons is. Jy het dalk 'n goeie skill, en dit maak jou beter as ander mense, maar dit maak jou nie perfek nie. Amen? Jy het dalk kennis van iets, jy het dalk 'n wysheid van iets. Jy weet dalk meer as een ou van die ding, maar dit maak jou nie special nie. Dit maak jou toegerus. Maar jy's nie beter as iemand anders nie. Jy's bruikbaar. Dis wat ons vergeet. Ons sien kennis as beter as, in plaas van dit maak my meer bruikbaar. Hoe dien ek met dit wat ek weet? Ek was eendag by een van my vriende se besigheid. Hulle bou winches, maar nie hierdie kleintjies wat jy op karre sit nie. Haai wat hulle in die myn gebruik. Groot winches, groot mynkontrakte. En dan kom 'n kliënt in en hy's op die foon. En die kliënt vra iets oor die winches en ek antwoord hom toe. Ek sê nee, dit en dit en dit en dit werk so en hierdie en bla bla bla. En toe ek klaar is, toe staan hy daar, hy sê, kan ek self met my kliënt praat? Ek sê ja, en hy praat met die kliënt en die kliënt waar, hy sê, jy is die pastoor, hoekom weet jy so baie van winches? Ek sê, want dit interesseer my, so ek het gelees. Sien, een ding het ek geleer, dat niemand kan kennis by jou wegvat nie. Kennis maak jou bruikbaar. Kennis maak jou diensbaar. Amen? Jy het vermoëns wat ek nie het nie, waar ek jou nodig het, maar omdat jy jou kennis sien as 'n privilege en nie as 'n tool nie, dien ons nie mekaar daarmee. Ons is geneig om te sê, iemand anders sal dit doen. Amen? Ek meng my nie met daai mense nie, want hulle is nie op my vlak nie. Wat 'n vlak is jy? Daar's een vlak, kind van God. Hoor wat sê hy? Therefore humble yourselves, demote, lower yourselves in your own estimation, under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. Vers 7, casting the whole of your care, all your anxieties, all your fears, all your worries, all your concerns, once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Wat kan jy in elk geval doen aan die goed waaroor jy worry? 99% van die goed waaroor jy worry het nog nooit gebeur nie. Maar dit het jou vrede gesteel. Dit het jou happiness gesteel. Dit het jou blydskap gesteel. Dit maak jou stresvol, ongelukkig, geïrriteerd. Almal om jou wil jou net met doemspuit en hoop daai brommer in jou vrek. Sien, net God kan vrees wegvat. Net God kan jou anxiety wegvat.
Maar jy moet leer om dit waaroor jy bekommerd is vir hom te gee. Want as ek love hierdie woord, hy sê, hy watch oor het watchfully. Wat beteken dit? Sy fokus lê by jou. By God is jy eerste. Ons sukkel om te sê, put God first. In sy lewe is jy eerste. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy so mal oor jou, dat hy het gesê, Jesus, is jy bereid om al hierdie mense te red? Want ek wil nie sonder hulle nie. Hulle is vir my belangrik. Hulle is vir my ook eerste. Volgens so 'n pause gemaak. Die Here is nie skaam om deel van jou huis te wees en om in jou huis gevind te word nie. Hy wil hê mense moet in jou huis inkom en sê, "Wow, ek voel die vrede van die Here. Ek voel die teenwoordigheid van God hier." Amen. Dan sê hy volgende: Be well balanced, temperate, sober of mind. Be vigilant and cautious at all times. Wat sê hy? Overthinking gaan jou beroof van die vermoë om te onderskei wanneer jou antwoord kom. Overthinking maak jou vermoë om God te sien dood. Overthinking maak jou vermoë om God se plan raak te sien, maak jou blind. Wie van julle ken van overthinking? Jou kop hardloop met jou weg met goed. Ek weet, ek was al daar. Ek was al vir mense so kwaad, ek was so reg, ek het 'n hele fight al in my kop uitgewerk. Wat ek vir jou gaan sê en hoe jy dit gaan antwoord, en dan gaan ek dit sê, en dan gaan jy dat sê, en dan gaan ek die sê, en dan gaan jy daai sê, en dan gaan die krag van die Here jou tref. Wie van julle het al so 'n dag gewees, wat jy die hele fight uitgewerk, en as jy in daai situasie kom, dan is daar niks. En dan is jy so sin, nee, ek het nie hierdie tyd gemors nie, ek soek daai fight. Ek het te sê om te sê. Imagine dat jy wil met iemand gaan fight en jy kom daar en die eerste ding as hulle jou groet is, ek is jammer, ek was verkeerd. En jy's like, nee, ek wil eers fight. Be well balanced, temperate, sober of mind. Wat beteken dit? Wees wakker oor jou eie gedagtes. Be vigilant and cautious at all times, for the enemy of yours, the devil, roams around like a lion roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. Sien die vyand soek beheer van jou gedagtes, want as hy met jou gedagtes kan mors, dan mors hy met jou lewe. Dan mors hy met jou huis, dan mors hy met jou huwelik, dan mors hy met jou besigheid, dan mors hy met jou kinders, dan mors hy met jou vriendekring. And it's all in your mind. Wie van jou het al gevoel as iemand 'n ruk nie met jou praat nie, dan dink jy hulle is kwaad vir jou? Amen, daarom 3 ouens wat sê ek's eerlik. As hulle my nie wil nooi nie, moet hulle net sê. As vanat ek nou nie meer dit vir hulle doen nie, is ek nie meer goed genoeg. Hulle ken my ook net as hulle iets nodig het. Weet jy hoe moet 'n pastoor sy hart teen daai ding waarsku? Mense ken jou net as hulle jou nodig het. Hey, idioot, dis waarvoor jy aangeteken het. 99% van wat ons doen gaan oor die verkeerde goed in mense se lewe. Wat verkeerd gaan. Die negatiewe, die hartseer, die gebrokenheid, die teleurstelling. So vir my om te sê, jy ken my net as jy my nodig het, is perfek. Ek gaan my so 'n T-shirt maak. Jy ken my net as jy nodig het, en dis okay. Jy meer geskryf.
laat ek hom nie vergeet nie. Jy ken my net as jy my nodig het. En dis okay. Want dis wat ek doen. Dis wie ons is as kinders van God. Ons sê vir die Here gebruik ons, dan voel ons misbruik. Maar ons het ons hand opgesteek. Mense misbruik my nie. Welkom in die koninkryk van God. Dit is amper klaar. Sê vir hulle, dis die tweede keer wat hy dit sê. For that enemy of yours, the devil roams around like a lion roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. As jou gaard gesak het, ek love wat hy sê, that enemy of yours, die vyand word jou vyand, personal, hy word persoonlik jou vyand, as jy jou gaard laat sak, as jy toelaat dat negatiewe gedagtes inkom, as jy toelaat dat die woorde van mense jou van trek afvat, as bekommernis en worry jou claim, dan word die vyand, hy sê, that enemy of yours, joune. Die vyand is nie jou vyand tot jy vir hom die deur oopgemaak het. Hy is nie jou vyand totdat jy hom ingelaat het nie. Hy word jou vyand as jy hom legal right gee. Hoe gee ek hom legal right? Deur goed in my hart te dra, onvergewensgesindheid, bitterheid, woede, wraak, haat. Dan gee ek vir hom blyplek. En hy's 'n plakker. Hy gaan nie uit nie. Hy kom plak. En al wie hom uit jou lewe uitkry is die Heilige Gees wat die vuur van God bring, wat warmer in jou brand as die vure om jou. Weet jy kom wil jy die vure om jou doodslaan, want die vuur binne in jou is koud. Want wanneer die vuur in my en jou warmer brand as die vure om jou, dan word jy 'n verterende vuur. Dis wie God is. Wat beteken dit? Ander vure sterf in jou teenwoordigheid. Met ander woorde, die situasies en die druk en die aanvalle koes. Want jy is eerste vir God. En hy wil jou help. Hy wil jou bystaan. Hy wil jou ophelp. Hy wil jou seën. Hy wil jou genees. Hy wil jou krag gee. Hy wil jou hoop herstel. Hy wil jou droom herstel. Hy wil jou kinders red. Hy wil jou ouers red. Hy wil jou kleinkinders red. Hy wil almal met wie jy te doen het, wil hy 'n impak deur jou maak. Want jy's vir hom eerste. Raai wat? En hulle is ook vir hom eerste. God deel nie goue sterretjies uit nie. Hy deel liefde uit. Ons soek goue sterretjies. Ons het groot geword. Goue sterretjie. Jy kon 2 woorde reg spel. Goue sterretjie. Jy het die vinnigste gehardloop, goue medalje. Jy was die slimste hierdie jaar, goue beker. Ons werk vir performance. God werk vir connection. Kom ontdek hoe lief is ek vir jou. Kom ontdek hoe lief is ek vir jou. Praat met een van ons Christus dogters en sy sê vir my, dankie dat ek in julle huis ouers kon vind. En dit is vir my special, want hoekom? Die Here noem ons the father to the fatherless. Ek is bang om te sê mother to the motherless, want motherless waar ek vandaan kom is nie dieselfde woord. Dit afhang hoe baie jy gedrink het. En gister sit ek hier en my familie is hier en ons praat en my sussie vra vir my, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom maak jy jou huis so oop vir mense? Hoekom maak jy jou huis oop vir hierdie jonges wat vir julle ma en pa sê? Ek sê ek het 'n paar jaar terug 'n slogan gelees. Daar's een van hulle wat my hele hier binne, my hele purpose verander het. Hoekom ek doen wat ek doen? En dis hierdie woorde.
Wees wie jy nodig gehad het. Wees wie jy nodig gehad het. Want so bring ons genesing in 'n stikkende wêreld. Amen. Seeking to seize upon and devour, withstand him, be firm in faith. Against his onset, rooted, established, strong, immovable and determined. Sien, as geloof gebaseer is op gevoelens, gaan jy opgee. As geloof gebaseer is op waarheid, gaan jy vas staan. Nie voor jy glo jy's 'n kind van God nie, gaan jy twyfel in jou verhouding met hom. Nie voordat jy glo hy's lief vir jou nie, gaan jy altyd wonder, is die Here kwaad vir my, hoekom straf hy my? Sien, nie voordat jy glo in jou hart, laat jy weet dat jy weet dat jy weet. Hy het net die beste vir jou in sig nie. Gaan jy na enige aanval kyk as 'n straf in plaas van 'n geleentheid om die hand van God te sien. Ons is as gevolg van die wêreld op alles negatief ingestel, nie op God ingestel nie. Want God is nie eerste nie. Hy sê hierso verder. Knowing that the same identical sufferings are appointed to your brotherhood in the whole body of Christ through the world. Niemand die se pyn en lyding is uniek nie. Niemand van ons se seerkry is uniek nie. Niemand van ons is vrygestel van teleurstelling nie. Niemand van ons is vrygestel van suffering nie. Mense het jou al seer gemaak, jy het al mense seer gemaak. Mense het jou al te nagekom, jy het al mense te nagekom. Mense het al vir jou gelieg, jy het al vir mense gelieg. Is nie uniek nie. Ons word net kwaad omdat hulle dit met ons doen, maar ons wil dit justify wanneer ons dit met hulle doen. Dan my afsluitvers. And after you have suffered a little while, say a little while, suffering eindig. Hoor mooi vanoggend. Wanneer God eerste is, hou suffering op. Suffering eindig. After you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessing and favor, who have called you to his own eternal glory in Christ Jesus, will himself, say himself, complete and make you what you ought to be, establish and grounded you securely and strengthen and settle you. Net God kan jy op die plek kry waar die koninkryk vir jou werk. Maar dan moet God eerste wees. Hoe moeilik is dit om God eerste te stel? Maklik. Besluit hy is die belangrikste. Hy is belangriker as jy. Dan kan hy eerste wees. Nie om eerste stel want hy wil eerste gestel word nie. Stel hom eerste sodat hy jou kan establish and affirm en in die plek kan sit waar die koninkryk nie net in jou lewe werk nie, maar deur jou lewe werk. As jy die hand van God wil sien, stel hom eerste. As jy die hart van God wil sien, stel hom eerste. As jy die voorsiening van die hemel wil sien, stel hom eerste. Net ek en jy maak God onmagtig in ons lewe deur hom nie eerste te stel. Dis die krag van die mens. Jy kan God onmagtig maak deur hom nie eerste te stel. En jy kan hom almagtig maak deur hom eerste te stel. Ek wil hê ons moet die nagmaaltafel reg kry. Want dis die eerste bewys dat Christus is eerste in jou lewe. So nou die dag toe iemand sê, ja, ek gaan nie nou weer nagmaal gebruik nie, want ek het 2 weke terug.
Hoeveel keer kan jy nagmaal gebruik? Wat sê Jesus, wanneer moet jy nagmaal gebruik? Wanneer jy aan my dink? Nagmaal is nie 'n ritueel nie. Nagmaal is 'n praktiese profetiese prentjie wat jy moet besef, hy het jou eerste gestel. Hy het vir jou gesterf toe jy nie jouself kon red nie. Hy het vir jou gesterf toe jy nie jouself kon help nie. Hy het vir jou gesterf toe jy nie jouself kon deurdra nie. Toe jy nie jouself kon genees nie. Toe jy nie vir jouself kon voorsien nie, het hy dit alles op hom geneem. Dis wat nagmaal beteken. Sien, die dag wanneer God eerste is in my en jou lewe, sal alles bygevoeg word. Everything else will fall into place. Wil jy as jy vanoggend nagmaal vat, sien ek wil jy met daai song vir my reg kry. As jy vanoggend nagmaal gebruik, wil ek jy moet hierdie woorde sê. Here, ek het lank genoeg myself eerste gestel. U het my reeds eerste gestel. Ek sit hier terug op die troon van my lewe. Wees u die koning. Dit is wat dit beteken as ons sê, hy is ons koning. Weet jy wat beteken dit? Die koninkryk van God is nie 'n demokrasie nie. Hy is nie 'n president vir wie ons voorstem nie. Jy stem nie vir 'n koning nie. Jy luister vir die koning. Amen. Want as jy nie vir die koning luister nie, wat gebeur? Jou kop waai. Die scary deel is, die koning het nie net jou kop laat waai nie, hy het jou hele familie uitgewis. Daar sal nooit weer iemand soos jy in jou nageslag wees. Dis hoekom hy sê, vervloek is hulle tot in die 3de en die 4de geslag. Maar weet jy wat's amazing? Hy sê, maar geseënd is jy tot in die 1000ste. Seën is altyd groter as vervloeking. Herstel is altyd groter as die afbreek. Oprigting is altyd groter as die afbreek. Wanneer jy God eerste stel, gaan hy jou na 'n ander lewe toe vat wat jy nog nooit geken het nie. Want dis wat hy doen. Amen. Is jy reg? Gaan maar voort. It's the secret to my peace, it's the rhythm in my beat, making it through every day, making my life complete. God first. They don't understand all these blessings I receive. They try to pull me down with words, hoping I won't succeed, but their words just slide right off. They don't have a place to stay, cause I'm covered in your armor. I found a better way. So when the tension's building and my patience wears so thin, I take a sacred moment, let your spirit dwell within. I trade their noise for silence, their lies for what is true. The first thing that I do, Lord, is I come
jealousy rises and the hate takes a turn. It's a lesson that I painfully learned. God first. Gotta put him first. The way it works is to put God first. It's the secret to my peace. It's the rhythm in my beat. Making it through every day. Making my life complete. God first. God first. First in my morning, first in my finances, first in my relationships, first in my dreams. God first. God first. Terwyl hulle besig is met die nagmaal, dankie kry vir ons lekker agtergrondmusiek. Ek gaan vra dat al die leiers van die kerk hier voorkom staan. En ek gaan vir almal van julle wat hier is uitnooi. Ons wil vir jou bid vir 2026. Ons wil bid dat daar restaurasie kom in elke faset van jou lewe. Verhoudings, huis, werk, kerk, ministry, vriendskappe, wherever jy beweeg. Dat daar restaurasie en herstel kom. As jy 'n begeerte het dat God op die troon weer van jou lewe moet wees, dan gaan ons vir jou bid. As jy wil hê God moet jou help dat hy weer eerste in jou lewe is, dan gaan ons vir jou bid. As jy op daai plek is in jou lewe wat jy voel maar ek gaan hierdie jaar anders doen. 2026 is my en God se jaar. Want jy weet as God eerste is, sal alles anders in plek val. Wil ons vir jou bid. Ek wil nie hê jy moet huis toe gaan as niemand vir jou gebid het nie. Amen. Is dit oké met julle? So al die leiers kom staan vir my hier voor. Bring julle vroue saam. Nou, wie staan jy by blikkies? Is oké, Nico, ons verstaan. Met piepie moet jy piepie. Ek is vas oortuig 2026 gaan God soveel groot goed in jou lewe doen dat elke terugslag van 2025 gaan doodgedruk word. Die effek van 2025 in soveel van julle se lewe gaan na hierdie jaar vergeet te wees. Die restaurasie wat God vir jou wil bring, gaan maak dat alles wat deur jy gegaan het hierdie laaste jaar, dat elke stem wat in jou kop maal, stil gaan word. Hier is jou seisoen vir vernuwing. Dis jou seisoen vir verandering. Dis jou seisoen vir lewe. Dis jou seisoen om weer te leef. Johannes 10 vers 10 sê, die vyand het gekom om te steel en te verwoes en te slag, maar ek, Jesus, het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy wil hê ons moet leef. Thrive, not only survive. En van julle wat hier sit, jy's op die brink van survive. Dis al wat jy doen. Jy oorleef net. God sê nie, is tyd om te leef. Amen. As jy 'n spesiale gebedsversoek het, vra vir een van hulle. As jy net wil hê, bid net vir my vir 2026, dan bid hulle net daarvoor. Maar wat in jou hart, daar waar jy nou is, in jou hart, hierdie is my begeerte. Vra vir hulle om vir jou te bid. Dat jou 2026 'n God first jaar sal wees. Because when God is first, you will never be last.
Hoor mooi, as God eerste is, sal jy nooit laaste wees nie. Hy het altyd 'n antwoord, hy het altyd 'n uitkoms, hy het altyd 'n plan, en dit sluit jou lewe. So as jy reg is vir gebed, kom, laat ons vir jou bid vandag.